Hallo, ek is Eugene en baie welkom by week 2 van ons Becoming Love reeks se groep besprekings. Ek is so opgewonde om 'n bietjie tyd saam met julle te spandeer om te kyk na die Vader se liefde vir ons, as ook hoe ons sy liefde op aarde kan wees. Sondag het ons gesels dat die volheid van die Vader se liefde geopenbaar word in sy seun Jesus Christus. By Jesus se doop het die Vader oor hom gesê, jy is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Voor Jesus enigiets bereik het hy die volheid van sy Vader se liefde ontvang en ook sy identiteit as seun van God. Die volheid van die Vader se liefde het so deel geword van Jesus, dat hy nie net die liefde van die Here verkondig het nie, maar hy het God se liefde geword op aarde. In die volgende tyd is julle welkom om as groep van hierdie vrae wat op die skerm is te bespreek. Die eerste vraag is dan, kan jy 'n tyd in jou lewe onthou waar jy die Vader se liefde oor jou lewe ervaar het, net omdat hy jou gekies het, nie omdat jy dit verdien het nie? Vraag 2, kan jy spesifieke oomblikke onthou waar die wete dat jy God se geliefde seun of dogter is, die manier waarop jy 'n uitdaging aangespreek het of 'n besluit geneem het, beïnvloed het? Ons het ook Sondag gesels oor die feit dat wat waar is vir Jesus ook waar is vir ons. Dieselfde liefde wat die Vader het vir sy seun, het hy vir ons, en dieselfde roeping wat hy vir Jesus het, het hy vir ons. Jy sien, die oomblik as ons dit begin verstaan, sal ons nie net na onsself kyk as gewone mense nie, maar ons sal onsself begin sien as die geliefdes van God, die seuns en die dogters van God. Dit verander hoe ons ook lief het in ons wêreld. Want sien, ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Julle as groep is nou welkom om van die vrae wat op die skerm is te bespreek. Ons gesels dan eers oor die vraag, watter praktiese stappe kan jy neem om te verhoed dat jy jouself as net 'n gewone mens beskou en begin leef in die volheid van God se liefde vir jou? Vraag 2, is daar areas of verhoudings in jou lewe waar God jou nooi om nie net sy liefde te weerspieël nie, maar ook dit te beliggaam? Jesus het gereeld homself onttrek om in die Vader se liefde vernuwe te word. Hoe kan jy begin om 'n soortgelyke ritme in jou eie lewe te kweek? In hierdie laaste deel wil ek jou graag uitnooi om alles wat ons nou bespreek het in gebed na die Here toe te vat. Kom ons bid. Here, U is liefde. Liefde is nie net iets wat U onder sekere omstandighede of af en toe vir my gee nie. Dit is wie U is, altyd. U kan nooit buite volle liefde teenoor my optree nie. Dis die kern van U wese. U het die liefde vir my oor en oor bewys in elke daad van genade, in U teenwoordigheid en veral deur die kruis en die opstanding. Tog as ek eerlik is, Here, sukkel ek soms om geliefd te voel. Soms oortuig ek myself dat ek nie hierdie liefde werd is nie, of ek laat toe dat die vyand my verwar oor wat liefde is en hoe U dit uitdruk. Maar ek weet die waarheid, U liefde is groter as my gevoelens of enige twyfel. So Here, ek vra, versterk my geloof. Herinner my weer hoe lief U my het. Sê dit oor en oor vir my, ek hou daarvan om te weet dat U my gekies het, dat ek U geliefde kind is, die een wat U guns geniet. U liefde vir my is standvastig en niks in hierdie wêreld sal ooit U gedagtes oor my kan verander nie. So Heilige Gees, maak my vandag opnuut bewus van U liefde. Amen. Ek vertrou dat julle as groep 'n baie spesiale tyd saam gehad het en ek bid dat elkeen van julle die diepte van die Vader se liefde sal beleef.